Alright, as jy die eerste keer hier is, ons is besig met Johannes Evangelie en ek wil vir julle sê, hoe verder ek ingaan in Johannes Evangelie, hoe meer opgewonde raak ek. Ons doen Johannes 2. Ons gaan Johannes 2 doen en dit is die eerste teken van Jesus, die eerste teken van Jesus. Kom ons lees dit saam. Kom ons lees die gedeelte saam. Dit is vir my so wonderlik. Ek sê laasweek vir Susan ook, dit is so wonderlik om net die woord te lees. Is dit nie so nie? Wat 'n voorreg om die woord oop te maak en te lees. En baie keer was ek so opgewonde oor die preek dat ek wil begin preek, maar dat ons die woord lees en dit onder oë kry en dat die Gees deur die woord werk en ons harte oopbreek is verseker so. So kom ons hoofstuk 2 vers 1. Op die derde dag was daar 'n bruilof in Kana in Galilea en die moeder van Jesus was daar. Jesus en sy disippels is ook na die bruilof toe genooi. Toe die wyn opraak, sê Jesus se moeder vir hom, hulle het nie meer wyn nie. Maar hy sê vir haar, waarom sê u dit vir my? My tyd het nog nie gekom nie. Sy moeder sê toe vir die kelners, wat hy ook al vir julle sê, moet julle doen. Daar het 6 klipkanne gestaan vir water wat die Jode by hulle reiniging gebruik het. Elkeen het tussen 90 en 100 liter gehou. Jesus sê toe vir die kelners, maak die kanne vol water. Hulle het dit tot bo toe vol gemaak. Toe sê hy vir hulle, skep nou daarvan uit en gaan gee dit vir die seremoniemeester. Hulle het dit gedoen. Die seremoniemeester het nie geweet waar dit vandaan kom nie, maar die kelners wat die water uitgeskep het, het geweet. Toe die seremoniemeester die water proe wat wyn geword het, roep hy die bruidegom en sê vir hom, 'n mens sit gewoonlik eers die goeie wyn voor, en as die mense goed gedrink het, het die van swakker gehalte, maar jy het die goeie wyn tot nou toe teruggehou. Hierdie eerste wonderteken het Jesus in Kana in Galilea gedoen. Hy het daardeur sy heerlikheid laat blyk en sy disippels het tot geloof in hom gekom. Hierna het hy sy moeder, sy broers en sy disippels na Kapernaum toe gegaan, maar hulle het nie baie lank daar gebly nie. Wat 'n amazing gedeelte. Hierdie week luister ek, eintlik 2 weke terug, luister ek 'n podcast, Wesley Huff, julle kan sy goed luister, briljant, oor tekskritiek en oor waar die Bybel vandaan kom en alles. So, hy het 'n onderhoud, iemand vra hom vir 'n onderhoud en in hierdie onderhoud, die ou wat die onderhoud met hom het, sê hy 3 jaar terug tot bekering gekom en dit was vir my so hartseer onderhoud gewees, want in die eerste deel, Mariaan, staan hierdie ou en hy vra vir Wesley af, hy's nou 3 jaar lank 'n kind van die Here en wat hy nogal wonder oor is die volgende. Hoekom is dit dat sekere mense aan die einde van hulle lewe tot bekering kan kom, en dit wil sê, hulle kon 'n lekker lewe hê, net doen wat hulle wil, en dan kan hulle op die einde sê, Here vergewe my, en dan is hulle in die hemel. En wat help het ek as 'n kind van die Here, my hele lewe, en ek mis alles wat ek gedink het lekker is, en dan op die einde van die dag, dan sit ek en daai op dieselfde plek. En toe ek het luister, toe dink ek wonder, hoeveel mense voel so oor hulle Christendom? Hoeveel mense voel so, dat eintlik hulle Christendom is hierdie een groot las wat hulle dra, en jy weet, die ouens wat daar buitekant is, het eintlik 'n great lewe, want hulle kan doen wat, het jy al so gevoel? Jy moenie nou jou hand ook weer eens opsteek nie, ek sal vir jou sê wanneer jy dit kan doen, hoor. Want dit is seker een van die hartseerste dinge, as jy dink, Juka, dat mense kan dink, hulle sit in die kerk, hulle is tot bekering, maar hulle dink by hulle self, eintlik, die ouens in Egipte is beter af as ek, en ek byt vas hier, en ek doen wat reg is en goeders, en dan op die einde van die dag, op sy doodsbed, sê die ou, okay Here, ek kan vaar hier, en dan het hy sy hele lewe lekker gehad, en ek het hierdie terrible lewe gehad, wat ek vir die Here geleef het. Dit is my so hartseer, en ek dink baie van dit lê in die siege van baie mense, want ons dink byvoorbeeld, dat om 'n kind van die Here te wees, beteken, dat ek eendag hemel toe gaan, en nie dat hemel hier is nie. Dat hemel iets van die koninkryk van God sigbaar geword het in my eie lewe, toe ek Jesus Christus aanvaar het as my verlosser, en my Here het die koning van alle konings kom woon in my, en dis wat ons eintlik proklameer. En dit is altyd so vir my soos Israel, wat altyd terug verlang Egipte toe. Jy weet, ons is ook maar so, is dit nie so nie, ons dink altyd terug, en dan dink ons, het was eintlik beter in daai tyd. Prediker sê, is 'n dwaas wat so dink, ek dink altyd, het was beter, onthou julle Israel, hulle is in Egipte, hulle is in die woestyn, en dan dink hulle terug, en dan dink hulle, jene mense, dit was miskien swaar, ons was miskien slawe, maar jene, ons het allemaal ons kos op tyd gekry.
Enigiemand wat altyd terug verlang na die tyd wat hy vandaan gekom het. En ek dink, vandat ek 'n kind van die Here is, loop dinge nie soos wat ek gedink het dit gaan loop nie, want hier is die ander valsheid, is dat mense dink, alright, as ek 'n kind van die Here is, gaan daar letterlik net alles baie gelyk wees. Alles gaan goed uitwerk, alles gaan reg wees. En dan kom hulle met 'n ding aan se eind agter, met 'n bang agter, dit werk nie so nie. Die oorvloed van kos wat in Egipte was, is beter as hierdie wat ons nou deurgaan. Nou kom ons kyk na hierdie gedeelte vanoggend. Dit is 'n inleiding vir hierdie gedeelte en ons kom later by die punt uit. Maar Johannes noem hierdie eerste wonderteken eintlik net 'n teken. Hierdie vertaling met wonderteken. Die semeion, die Griekse woord vir teken, is net 'n gewone teken. Dynamis is die woord vir 'n kragtige teken wat Markus gebruik. Dynamos, jy kry dit van dinamiet en jy weet dis 'n Griekse woord en dis wat Markus gebruik, maar Johannes wil iets sê dat dit nie so seer gaan oor 'n wonderteken wat hier plaasvind nie, maar 'n teken wat wys na iets. Dis wat Johannes eintlik probeer sê. Hier's 'n teken wat afspeel. En as jy nie die eerste preek bygewoon het nie of hom geluister op YouTube nie, maar daar's 7 tekens wat afspeel, 7 Daar's 7 tekens wat afspeel. Daar's 7 tekens. Ja, jy het hom ook gevang hier, wonderlik. Daar's 7 tekens wat afspeel in die hele Johannes evangelie. En 'n goddelike getal, want Johannes wil wat doen? Hy wil wys dat Jesus wie is. Julle moet nou weet, ek het hierdie klas al aangebied. Dat hy die seun van God is. Julle het dit geweet, julle wou dit net nie sê nie. Hy is die seun van God en tweedens dat Jesus die Messias is, die langverwagte Messias wat sou kom. Dis die 2 goeie wat Johannes wil bewys en hy gebruik hierdie 7 tekens om dit te bewys en hierdie is die eerste van die 7 tekens. En dit is so vol simboliek. Dis interessant, ek en Christian praat hierdie week daaroor. Ek is seker daarvan Johannes, die disipel het Openbaring geskryf. Want as jy sy evangelie lees, dan gaan jy nooit in die diepte van die simboliek kom van waarmee Johannes besig is nie. Dis 'n leiers van simboliek wat hy deurgaan. So ek dink hy het Openbaring skryf. Ek dink nie daar's twyfel dat hy Openbaring skryf nie. Want as jy Openbaring lees, dan sien jy hierdie diepte van simboliek van die evangelie. En hy doen dieselfde hier. Daar's soveel leiers en ons moet iets kies. So ek gaan 'n lyn kies in waarmee hy besig is en die simboliek wat hy hier besig mee is. Interessant, die eerste teken is wat? Dit is 'n bruilofsfees. Dis 'n bruilofsfees. Dis nie sommer net per toeval dat Johannes een van die tekens, sy eerste teken 'n bruilofsfees kies nie. Want hy's besig om vir ons te sê dat Christus se koninkryk sin speel op wat? Op die bruilofsfees. En die bruidegom is by die bruilofsfees. Interessant, Johannes 3 sê Johannes verander hy onderwerp en hy sê nie meer daar's die lam van God nie, maar hy sê daar's die bruidegom. Daar's die bruidegom. So hier's 'n baie diepte verstaan van die bruilofsfees wat voorlê vir die kinders van die Here en Johannes wil sê die bruidegom is by die bruilofsfees en hy begin dit so. En hier's 'n interessante ding net vinnig. Ek weet nie of julle geweet het nie, maar daai tyd se bruilofsfeeste het 7 dae aangegaan. Dit was nogal 'n party, hoor. 7 dae aan mekaar. Hoe amazing is dit? Frikkie, ek dink as ons die geld gehad het, moes ons dit weer jy het bruilofsfeeste van 'n uur lank, is nie moeite werd nie, verstaan jy? Maak dit goedkoper en hou dit oor 7 dae. Wat van ons begin 'n nuwe ding in? Bruilofsfees oor 7 dae en jy maak dit goedkoper. Haal net die blomme uit, dan kan jy dit doen. Amazing. So, is 7 dae se bruilofsfees. Hier op die 3de dag hardloop die ouens uit wyn uit. En hierdie is 'n geweldige verleentheid vir enige iemand in die ou nabye ooste. As jy uit wyn of uit kos uit hardloop, dan is jy in die moeilikheid. Want mense praat die res van jou lewe sal hulle praat oor daai een ding. Een van die kommentare sê jy's vir altyd geskaar as die ou wat te min wyn gebring het na die bruilofsfees. So hier's nou 'n verleentheid en is 10 en jy kan dit tussen die lyne lees, maar Maria is uitgenooi, die moeder van Jesus en Jesus en al sy disippels. Nou ek weet nie of hulle kaartjies gegee het vir al die disippels nie. By ons is ons kwaai, jy weet jy moet 'n kaartjie kry. Gert, jy kan nie net opdaag by die bruilofsfees van Christian nie, hoor. Maar jy moet eers 'n kaartjie kry. En so maar daai tyd het dit nie so gewerk nie. Jy het opgedaag, die hele community is uitgenooi. Dis letterlik jy daag op. Hoe lekker is dit nie? Verstaan jy? En hulle word uitgenooi en dis 10 familielede gewees van Maria, want sy kom na Jesus, sy hoor van die penarie. So iewers was sy in die binnekring gewees. En sy kom na haar seun toe en sy sê vir hom, jy moet iets doen.
En hier's 'n wonderlike ding tussen die lyne weer eens as jy dit lees, dan kom jy agter hierdie vrou het iets gesien in haar seun wat haar klaar laat weet het hy's nie normaal nie. Hier's iets anders in hom. Is nie amazing nie. Maria staan daar altyd, sy het al hierdie dinge neergeskryf in haar hart. Toe die engel met haar gepraat het. Daar was 10 goeters, ek weet nie, maar toe hy groot geword het by die tempel het hulle gesien, hierdie seun van hulle is anders as al die ander seuns wat in die dorp rondspeel. En sy besef, as daar een ou is wat 'n oplossing kan bied vir hierdie probleem, is dit haar seun. En sy kom na hom toe en sy sê vir hom, luister, die wyn het opgeraak. En dan is dit interessant, die nuwe vertaling vertaal dit 'n bietjie sagter, maar eintlik wat hy vir haar sê, vrou, wat het met my te doen? My tyd is nog hier nie. Daai woord uur kom nog 'n keer voor in Johannes Evangelie, wanneer Jesus by die tuin is, en hy's besig om te sweet, bloed te sweet, en hy sê vir sy vader die volgende woorde, as dit kan, sal hierdie uur nie verby my gaan nie. Die woord is uur. Sal hierdie uur nie verby my gaan nie. So waaraan dink Jesus as sy ma besig is? Ek dink Tim Keller is reg hierso. Ek dink Tim Keller sê Jesus was besig om aan iets heeltemal anders te dink as wat sy ma vir hom die vraag gevra het. Waar was Jesus se kop by die bruilofsfees toe die wyn opraak en hy moet iets doen aan? Waaraan dink hy? Aan sy bloed vir die bruilofsfees. En wat dit hom gaan kos om hierdie bloed te gee vir die bruilofsfees. En daarom sê hy vir haar, vrou, wat het dit my te doen? My uur het nog nie gekom nie. Daai tyd het nog nie gekom nie. Hierdie tyd van waar ek moet my lewe gee, my bloed gee vir hierdie bruilofsfees het nog nie gekom nie. En dan is baie interessant. Weet jy wat sê sy ma? Het jy al gesien wat ma's doen? Okay, sy ignore hom heeltemal flat. Sy sê, doen net wat hy sê, hoor. Is dit nie typiese ma nie? Hy sê, vrou, wat het jy met te doen? My uur het nog gekom nie. Luister, doen net wat hy sê, hoor. Stap sy weg. Dis 'n amazing ding. En nou baie van dis waar baie keer die teologie van die Mariologie uitkom van Jesus. Jy moet eers vir Maria bid, want sy kan vir Jesus se arm draai. Dis waar die Rooms-Katolieke Kerk baie van daai goeie skryf. Maar dis nie wat dit beteken nie. Dis nie wat hier aan die gang is nie. Hier's 'n ma wat besef, hierdie kind van haar is iets anderste, iemand anderste, en doen presies wat hy sê. Nou hier's die simboliek. Daar het 6 klipkanne gestaan vir water wat die Jode by hulle reiniging gebruik het. Nou elke keer as jy iets lees in die Bybel, en elke keer as jy 'n getal raak lees in die Bybel, dan is dit nie per toeval nie. Daar's 6 kanne wat staan. Wat is die teken van 6? Die onvolkome. Is dit nie? Die onvolkome. Wat is die volkome getal? 7. Dis 'n goddelike getal. Maar daar's 6. Wat se bakke is daar? Reinigingsbakke. Wat behoort aan wat se verbond? Aan die ou verbond. Jy's netjie skerp vanoggend hoor. Is dit nie amazing nie, Martin? Daar staan 6 onvolkome en die 7de is die volkome getal. Daar's 6 klipbakke. Nou die Jode het geglo klipbakke kan rein bly. Hoekom weet ek nie, maar klipbakke kan rein bly. So die klipbakke gooi hulle water in en elke persoon wat inkom moet eers hulle hande was, moet eers gewas word in die reiniging. En daai reinigingsbakke word ook gebruik as 'n ritueel, baie keer as ouens in sonde was of wat ook al, dan het hulle reiniging. Dit waar Johannes die Doper se doop ook vandaan kom, van jy was jou sonde af. En daar's 6 want dit is onvolkome. En Jesus sê vir hulle, vat die 6 klipbakke en gooi water daarin. Nou weer eens, dit is net amazing as jy dink tussen 80 en 120 liter per kan. Doen gou die wiskunde. Dis 6 kanne, frikkie, 120 liter per kan. 720 liter ewe skielik wyn by. It's amazing. Hy sê, maak hulle vol, gooi hulle vol wyn, en hier is die amazing deel, wat Jesus hier besig is om te doen. En julle moet dit nie mis nie. Hier's 'n ou verbond en 'n nuwe verbond. Hier's 'n oorgang van die ou verbond met die reinigingsbakke na 'n nuwe verbond van die wyn. Jesus gebruik natuurlik dit met die vas ook. As hy praat oor die vas, dan sê hy jy kan nie nuwe wyn in ou wynsakke gooi nie, want die wynsakke gaan skeur. Jy kan nie 'n ou garment kleed regmaak met 'n nuwe ding is nie, dit gaan skeur.
Hy praat hier oor wyn. Elke keer as hy praat oor wyn, dan moet jy dink aan die nuwe verbond. Aan wie? Jesus begin sy nuwe verbond met wat? Met die nagmaal. Wat is die wyn? Sy bloed. So hy's besig om hier in die eerste teken, sê Johannes, is hy besig om te sê, ek gaan julle vat van die ou verbond in die nuwe verbond toe. Ek gaan water, die reinigingsbad van water verander in wyn, die nuwe wyn. It's amazing. Dis nuwe wyn in hierdie bakke. Die ou is verby, die nuwe het gekom. Die ou is verby, die nuwe het gekom. Dis die eerste teken wat julle moet raak sien. Wat julle tweedens moet raak sien, is daar is oorvloed. Dis interessant, daar is altyd oorvloed in die Johannes Evangelie. 700 liter wyn. 900 bottels wyn. Ewe skielik in die helfte. Nou, dit is nie 'n verskoning om te begin wyn drink nie. Want weet jy wat, ek het al scary preke gehoor oor hierdie gedeelte. Hoor my mooi. Scary gedeelte. Hierdie is 'n teken van Jesus wat sê ek bring oorvloed. Ek bring oorvloed. Die nuwe verbond is oorvloed. Die ou verbond is nie oorvloed nie. Die nuwe verbond is oorvloed. En ek gaan vir julle wys hoe Johannes dit deur die hele Johannes Evangelie wys. Volg op die bord gou. Wyn in oorvloed, eerstens die wyn in oorvloed, Johannes 2. Dan is daar die lewe in oorvloed, Johannes 10 vers 10. Sit daarop. 'n Dief kom net en steel en slag en uitroei. Ek het gekom sodat hulle die lewe kan hê en dit in oorvloed. Die oue was altyd in die woestyn, die nuwe is oorvloed. Die brood in oorvloed. Nadat mense versadig was, sê hy vir sy disippels, maak die stukke bymekaar wat oorgebly het, sodat daar niks verlore gaan nie. Hulle het dit toe bymekaar gemaak. Daar was 12 mandjies vol met die stukke wat van die 5 grasbode oorgebly het, nadat die mense klaar geëet het. Interessant genoeg, 12 mandjies vol. Dit is 'n wonderlike getal, nee. Daar's 12, daar's soveel oorvloed, dat daar letterlik oorbly, dit stroom. Die water in oorvloed. Johannes 4, maar wie van die water gedrink het wat ek hom gee, hy is besig om met die vrou, Samaritaanse vrou te praat. Nou hoor wat sê hy hierso, maar wie van die water gedrink het wat ek hom sal gee, sal in alle ewigheid nooit dors kry. Wanneer sal jy dors kry? Nooit weer nie. Wanneer sal jy honger vir iets? Nooit weer nie. Daar's nie meer 'n tyd van dors nie, daar's nie meer 'n tyd vir armoede nie, van honger nie. Nee, die water wat ek hom sal gee, sal in hom 'n fontein wees, met water wat opborrel en vir hom 'n ewige lewe gee. Dit sal soos 'n borrelende fontein wees, wat oorspoel in sy lewe. Gees sonder maat, hoor gou hierso, die volgende. Wat is die volgende ene? Gooi hom oor. God het hom immers gestuur en hy spreek die woorde van God, want God gee hom sy gees sonder enige beperking. Hy is besig met Nikodemus hier te praat en dan sê hy, God gee sy gees sonder enige maat. God stort sy gees uit op ons sonder enige maat. Weet wat is die probleem met mense met die Heilige Gees baie keer? Het jy al gewonder hoeveel van die gees het jy gekry? Toe jy tot bekering kom? Nee, het jy nie gelees, ja, staan, hy gee sy gees met 'n pakkie. Kon jy net 'n pakkie, hy gee 'n pakkie. Nee. Wie hoeveel gee hy van sy gees? Hy stort sy gees uit. Wie wat is daai Griekse woord vir stort? Hy sit die sluise aan en hy laat dit oor jou spoel. Daar's nie genoeg nie. Daar's nie genoeg van jou om alles van die gees. Hy stort jou toe met sy gees. Hoe amazing is dit oorvloed. My broer en my suster, weet jy hoeveel van die gees is in jou? Die volheid van die gees leef in jou. Nie 'n bietjie nie, nie 'n stukkie nie, nie 'n klein stukkie nie. Hy het jou gestort met sy gees. Jy drup van die Heilige Gees op hierdie oomblik en hierdie oggend. Ek dink dis die probleem met ons kinders van die Here. Ons dink by onsself, wel, daar was 'n tyd dat ek dit doen en toe die gees nou nie, jy weet, toe vat hy 'n bietjie van die gees af weg. Nee, die gees kan hartseer word, ons gaan nou daar kyk en alles, maar hy gee sy volheid van sy gees, stort hy op ons uit. Wat is die volgende ene? Uit sy oorvloed het ons almal genade op genade ontvang. Hierdie is 'n vermenigvuldigende som. Die wet kom deur. Wie die wet gegee? Moses. Wie gee die genade en waarheid? Christus. Hoeveel genade stort hy op ons lewens uit?
Hoeveel genade het ons ontvang? Ons het 'n maalsom gekry van genade. Ek sien julle is baie down op hierdie stadium. Ek weet nie hoekom nie. As jy nog nie 'n smaal op jou gesig gekry het op hierdie stadium nie, is daar regtig iets fout en dan is jy op iewers anders op hierdie stadium. Hy het genade op genade in jou lewe uitgestort. Nico, is dit genoeg? Alright. Wat is die volgende een? Die laaste ene. Amazing. Simon Petrus het toe in die skei geklim. Dis op die einde van toe Jesus hulle ontmoet by Galilea. Simon Petrus het toe in die skei geklim en die net op die land getrek. Dit was so vol groot visse, 153. Dis ook 'n interessante getal daai. En alhoewel daar so baie was, het dit nie geskeur nie. Hy gee oorvloed en hy laat die net hou. Johannes probeer hierdie volgende sê. Hy sê, wie wat sy eerste teken? Dis 'n teken van God se genade en God se liefde en God se dit wat hy gaan doen vir ons deur sy bloed te gee, uit te stort en wie wat dit gaan in oorvloed wees. Dis genade op genade op genade. Wie wat as jy vanoggend hier dink, wie wil prosper vanoggend? Kan ek vra, wie wil prosper? Okay, wonderlik. Wie wat? Kan ek jou geheim vertel? As jy op hierdie stadium dink aan jou bankrekening, dan is jy in die Israeliete in die woestyn besig om terug te dink Egipte toe. Want hierdie het, ek wil amper sê boggerol, te doen met jou bankrekening. Hierdie het niks te doen met jou materiële welstand nie. Want as hierdie evangelie nie waar is vir die ou wat in Mamelodi in 'n plakkerskamp bly en iemand wat in Silver Lakes bly en dieselfde oorvloed ervaar nie, is die evangelie nie geskryf vir almal nie. En die bloed van Jesus Christus is nie vir almal nie. Dan is dit net vir ons paartjies wat in 'n sekere sin materieel goed genoeg is dat die Here sy genade op ons uitgestort het. Nee, hy het sy genade op almal uitgestort. Wat beteken dit? Hy het homself gegee. Ek gee nie om wat jou bankrekening sê nie. Ek gee nie om waar jy bly nie. Ek sê vir jou, die Here het sy oorvloed in jou lewe uitgestort. En Efesiërs 1:3, my favourite teksvers, hy het ons geseën met al die seëninge wat daar in die hemel is. Wie voel geseënd vanoggend? Wie dink, hier kom ek nou terug na my voorbeeld waarmee ek begin het. Wie dink sy Christendom is eintlik maar net 'n uithou tot hy doodgaan? Ons man, boys, ons maar vasbyt. Hier is 'n terrible lewe om 'n kind van die Here te wees, maar jy weet, ons moet nou 'n klomp goeders nee sê, vir klomp goeders nee sê wat eintlik vir ons great is om te doen. Jy weet, as ek kon drink soveel soos ek wil, sou ek dit wou doen vandag. Nou is ek 'n kind van die Here, nou moet ek ophou drink. En dan moet ek ophou rook, en dan moet ek ophou verstaan rondkyk vir ander vrouens, en dan moet ek ophou dit doen, en ophou dat doen. Wie se Christendom is so? Genuine. Is dit jou Christendom? Of is jou Christendom, dit is die beste lewe waarmee ek nou besig is? Want weet jy wat? Ek stap weg van iets af, maar ek stap weg na iemand wat soveel meer is. As jy nog nie dit ervaar het in jou lewe nie, my broer en my suster, ek kan dit nie vir jou leer nie, ek kan dit nie vir jou preek nie, jy moet dit proe, jy moet dit sien, jy moet dit beleef om te besef, dit waarvan jy weggestap het, en dit waartoe jy stap, sê Paulus, Petrus sê dit, en eintlik, ek dink is Paulus of Petrus, julle kan my na die tyd reghelp, maar hier is die ding, Charles, hy sê die volgende, hy sê, weet wat, van julle is soos 'n hond wat terugkeer na sy braaksel toe. Julle 'n hond gesien teruggaan na sy braaksel toe. Ek weet julle raak nou naar. Verstaan jy, dis goed so. Dis goed so, Henk. Verstaan jy? Het jy gesien hoe lyk dit as 'n hond terugkeer na sy braaksel toe? Hy sê dis om terug te gaan na die lewe waarvan jy vandaan kom. Die vergelyking met die lewe wat ons nou het, is soveel beter as die lewe wat ek gehad het. Daar's vrede, daar's vreugde, daar's liefde, daar's genade op genade. Dis nie 'n vasbyt lewe hierdie nie. Ja, daar's meer as genoeg van stryd in hierdie lewe. Ons is besig met 'n stryd, maar dit is 'n stryd wat oorwin is deur die verlosser wat sy lewe vir ons gegee het. Dan is daar die volgende dieper een van die simboliek is.
Wat doen die seremoniemeester? Toe sê hy vir hom, skep nou daarvan. So ons het oorvloed hier. Ons het amazing oorvloed. En dan sê hy, skep daarvan uit en gaan gee dit vir die seremoniemeester. Hulle het dit gedoen. Die seremoniemeester het nie geweet waar dit vandaan kom nie, maar die kelners wat die water uitgeskep het, het geweet. Die seremoniemeester die water proe wat wyn geword het, roep hy die bruidegom en sê vir hom, 'n mens het gewoonlik eers die goeie wyn voor. En as mense goed gedrink is, die van swakker gehalte, maar jy het die goeie wyn tot nou toe teruggehou. Hoe amazing is dit nie? Kwantiteit is kwaliteit in die koninkryk. Kwantiteit is kwaliteit in die ewigheid. Hoe meer ek Christus kry, hoe soeter die wyn. Hoe meer ek Christus aanbid en hoe meer ek leef vir hom, hoe wonderliker raak die proe. Proe en sien dat ek goed is. Hoekom los jy die beste vir laaste? Die oue is nie so goed soos die nuwe een nie. Dit is altyd baie interessant. Ek wil in die nuwe leef. Ek wil in die nuwe verbond leef waar Christus die oorwinning behaal het. Dis waarna ek leef. Ek leef nie in godsdienstige reëls en wette nie. Ek leef in liefde vir my Vader en sê Here, U het alles en U is alles. Kan ek gou vir jou iets vra? Ek het nou die dag my preek gehoor, toe dink ek, Jesus, Fred, jy praat baie hard baie keer. So ek gaan 'n bietjie meer sagter praat. Ek wil net vir julle pleit asseblief. Weet jy wat nie? Nie proe nie. Jy leef so halfpad in die wêreld en halfpad in die koninkryk en jy dink by jouself, nou het ek al my beste van elke. Nee, jy het geen beste nie. Jy verloor al die pad. Jy kan nie met jou een voet in die wêreld sit en die ander voet in die koninkryk en dink jy die beste nie. Nee, jy sit met jouself. Jy sê, Here, stort die Gees op my lewe uit. Ek wil verdrink in U. Dis kwaliteit. Hoekom los jy die beste vir laaste? Sien, want hier is die profesie. Amos 9 vers 13. Jesus is besig om hier 'n profesie te vervul. Ek het die Engelse vertaling en die Afrikaanse vertaling vertaal hom nie vir my so mooi nie. Hy sê, behold, the days are coming, declares the Lord, when a plowman shall overtake the reaper and a treader of grapes, him who sows the seed. The mountains shall drip sweet wine, and all the hills shall flow with it. Waarvan praat hy? Wat sien Amos? The hills would drip of sweet wine. Dis Christus. Drup jou lewe van hom. Drup jou lewe van hom. En dan Jesaja, hierdie is mooi. Op hierdie berg gaan die Here die Almagtige 'n feesmaal gereed maak vir al die volke. 'n Feesmaal met die beste om te eet en te drink, goeie kos en geurende wyn. Kry hoendervleis. Oh man, ons is nou al besig om te proe aan hierdie feesmaal. Ons is besig om te proe aan hierdie feesmaal. Hier is die vraag vir oggend. Hier is my vraag vir oggend vir u. Jesaja 55 se vraag. Jesaja 55 vers 1 tot 7. Kan ek vir jou vra die volgende? Kom almal wat dors het. Kom na die water toe. Selfs ook die wat nie geld het nie. Kom, koop en eet. Ja, kom koop sonder geld en sonder om te betaal wyn en melk. Waarom betaal julle vir iets wat nie brood is nie? En waarom werk julle vir iets wat nie kan versadig nie? Kan ek vir jou sê, waaroor gaan jou lewe op hierdie stadium? Hoekom koop jy 'n klomp goeders? Al gewonder oor dit. Jesus Petrus sê, nou is lekker, verstaan jy, hy kry elke dag iets niets. Het jy al iets niets gekry en dan begin jy dit dra en dan dink jy jouself na 'n dag, dit weet, was dit nou nie. Toe maar nou net 'n hemp. Hy miskien 'n naam op. Jos, was toe nou maar net 'n hemp. As ek net hierdie kar kan ry. Toe ry jy hom. Nou ry jy maar net van A tot B. Dan dink jy myself, wel, okay. Was nou nice. Nou moet ek iets anders te kry. As ek net 'n huis kan bou. Ek begeer daai huis. Jy weet daai huis met daai ligte en daai kombuis, verstaan jy? As ek daai kombuis kan kry, dan gaan ek happy wees. Dan kry jy daai kombuis en dan stap jy daarin en jy weet self, ja, okay.
Maar as jy Christus het, waarom betaal jy vir iets wat nie brood is nie? Waarom werk jy vir iets wat nie kan versadig nie? Volgende ene, luister aandagtig na my, sodat jy kan eet wat goed is, en versadig kan word met die beste wat daar is. Hier is die beste wat daar is. Gee aandag en kom na my toe. Luister en julle sal lewe. Ek wil met julle 'n ewige verbond sluit. Ek wil my troue liefde aan julle betoon soos aan Dawid. Ek het hom 'n getuie gemaak vir die volke, 'n regerder, 'n gebieder van volke. Nou sal sy nasies ontbied wat jy nie geken het nie. En nasies wat jy nie geken het nie, sal na jou toe gehardloop ter wille van die Here jou God, die Heilige van Israel, omdat hy jou in eer herstel het. Vra na die wil van die Here terwyl hy nog te vind is. Roep hom aan terwyl hy nog naby is. Die goddelose moet sy verkeerde pad laat staan. Die slegte mense sy slegte planne. Hy moet hom tot die Here bekeer, dan sal hy hom genadig wees. Hy moet hom tot ons God bekeer. Hy vergewe altyd weer. Hoe wonderlik is dit nie? Broer en suster, die Here Jesus is genoeg. Hy is genoeg. As ek die som moet maak vanoggend vir jou, daai som maak net nie sin nie. Die som maak nie sin nie. Dis 'n oorvloed lewe. En ek wil vir jou kom staan vanoggend en vir jou vra die Johannes 7 net eindig mee. Johannes 7. Hy sê, Jesus staan in die tempel en dan sê hy, die wat in my glo, sal dit wees, soos lewende riviere wat uit hulle binneste uitvloei. Lewende riviere wat uit hulle binneste uitvloei. Klink dit soos oorvloed? Hy sê dit is die Gees. Lewende water, lewende riviere wat uit hulle binneste uitvloei. My broer en my suster, asseblief, ek smeek by jou. Kom na die bruilofsfees toe. Is genoeg. En hy is genoeg. Amen. Vader, wat 'n wonderlike voorreg om hier te kan staan vanoggend. En Vader, dankie dat U vir ons materiële goed ook gee. Ek het geen twyfel nie, Paulus sê, ons het materiële goed om te gaan geniet. So wonderlik, dankie Here, ons het 'n oorvloed daarvan ook. Maar Vader, in hierdie oomblikke, as hier iemand sit vanoggend, wat dink dat sy lewe eintlik 'n bietjie slegter af is, omdat hy U aanbid, en hy verlang terug na Egipte. O Here, mag hy die lewende water drink. Die goeie wyn, die nuwe wyn. Die soetwyn, wat drup van die berge af. Riviere van lewende water, die lewe in oorvloed. Saam met U. Ek pleit dit by U. In die naam van Jesus. Heilige Gees, kom vloei uit ons uit. Kom oorstort ons. In die naam van Jesus Christus, die lewende water self, die wyn in die ou wynkanne. Amen.